Goeiemôre, welkom by dag 17 van ons 21 dae uitdaging van Flowering Almond. So dankie dat jy saam met my gereis het in hierdie 17 dae so ver en dieper gegroei het in jou verhouding met Jesus. Ek wil eers installeer en sê well done. Ons het diep gedelf, ons het die afgelope paar dae vreeslik baie uit ons harte uitgehaal, ons het uit ons gedagtes uitgehaal. Jy was gechallenged om te vergewe en om te gaan kyk na afgoderry in jou lewe. Om te kyk waarso het ons opgehou om die hande en voete van Jesus te wees. So daar was soveel uitdagings gewees. Maar vandag en môre en die volgende paar dae gaan ons kyk na hoe maak ons weer vol. Hoe kry ons daai emmertjies weer vol? Daai wat ons leeg gemaak het, maak ons vol met dit wat die Here vir jou het. So voordat ons wegspring, kom ons bid so saam. Here Jesus, baie dankie vir vandag, Here. Dankie vir 'n nuwe dag, dankie vir asem in ons longe. Dankie Here dat U alles mooi gemaak het, Here. Dankie dat U goedertierenheid vandag weer nuut is oor elke persoon. Here, ek bid die bloed van Jesus Christus so oor my, oor elkeen wat luister, Here. Ek kom bid en vra dat U vandag deur my sal spreek, dat U ons harte sal oplig, dat U ons hande weer sal sterk maak en vir ons nuwe moed en nuwe krag sal gee. Here Jesus, lei hierdie boodskap, Here, help hierdie boodskap om in goeie grond te val by elke persoon se hart wat dit vandag ontvang. Ons bid dit als in Jesus se naam alleen. Amen. Nou goed julle, vandag se tema is 'n gebrande toast. So, my man het nou gou vir my enetjie gemaak. Dit is gewoonlik hoe die toast lyk wat ek maak, nee. My man se lykie so nie. So dit het vir hom, toe ek vanoggend vir hom vra maak vir my 'n gebrande toastbroodjie, het hy my so aangekyk en gesê, "Hoekom?" Want dit is nie iets wat hy doen nie. Hy wag by die toaster, hy hou dop. Hy gaan raak nie besig met 'n klomp ander dinge nie. So wanneer ek toast maak, sit ek dit in die toaster. Dan is hy gewoonlik nie heeltemal gaar nie. Hy's nog 'n bietjie papperig. Dan druk ek die toaster weer aan en dan raak ek besig en ek vergeet eintlik van die toaster wat ek weer aangesit het. En dan na 'n ruk, dan ruik ek net rook en dan is die toastbroodjie gebrand. En dit het eintlik al met soveel van die kosse wat ek gemaak het gebeur, want ek raak besig met ander dinge. Ek dink dit kan nog 'n bietjie langer in die oond bly. So wonderbaarlik is die uitvindsel van airfryers. So van nou af is my kos nie meer gebrand nie, maar ek wil hê jy moet hierdie toastbroodjie sien. Hierdie broodjie het die potensiaal gehad om 'n broodjie te wees wat perfek gaar sou wees, botter sou lekker in hom gesmelt het. Maar omdat hy te lank in die toaster gelos was, daarom het die broodjie gebrand. En julle, dit is wat met ons gebeur, veral in hierdie laaste 2 maande van die jaar. Ons druk onsself net so bietjie verder, net so bietjie meer commitments, net so bietjie ekstra, meer as wat ons kan hanteer. En voor ons kan sien, dan is ons 'n gebrande toastbroodjie, vir roosterbroodjie is die mooi Afrikaans. Dit het al soveel keer gebeur wat ek en my man op uitbranding gestaan het, naby daaraan was en moes halt en sê stop, wat gaan nie aan? In 2023 het ek en my man beide 'n punt bereik van uitbranding en van daar af het ons regtig nou ingestel geraak om te sien wat die tekens is. Want wanneer jy in uitbranding gaan, val jy in 'n gat van erge depressie, van onttrekking van mense. Dit wat altyd vir jou lekker was, is ewe skielik nie meer vir jou lekker nie. So daar's soveel goeters wat gebeur, wat tekens is dat mens naby aan uitbranding is. So ek wil vir jou sê, as jy op 'n punt is waar jy overcommitted is, nee, ekskuus vir die Engels, maar wanneer jy ja sê vir alles en vir almal en vir elke funksie en elke ding, dan moet jy mooi gaan kyk, wat is die kapasiteit van jou toaster? Hoe ver kan jy daai broodjie nog druk? Want dit is nie die Here se hart dat ons onsself buite onsself druk nie. Ek het reeds vir julle gesê, die wêreld vertel vir ons dat ons alles vir almal moet kan wees. Ons moet al die balle in die lug hou. Maar dit is nie die Here se hart vir ons nie. Dit is nie daai stapsak wat so oorlaai is. Dis nie wat hy vir ons wil hê nie. Hy wil hê ons moet ligvoets deur die lewe gaan. So, net so 'n paar praktiese tips wat ek kan gee vir die laaste 2 maande om te help om uitbranding te keer. Die eerste ding is, wanneer jy iets doen, moet jy soos daai klein kindertjies, my dogtertjie is so, alles word gevra, hoekom moet ek, hoekom doen ons dit? So, wat ek van jou wil vra is, hoekom alles? Ek vra hoekom, so ek gee 'n voorbeeld. Ek het byvoorbeeld my kinders se prysuitdelingslief voor. So nou vra ek, hoekom gaan ek na hulle prysuitdeling toe? So nou sê ek, want ek is trots op hulle. Nou vra ek weer, hoekom is ek trots op hulle?
Want hulle het hard gewerk. Hoekom het hulle hard gewerk? Want ons het hulle aangemoedig, ons het vir die tools gegee, ons het hulle bygestaan en ondersteun. Okay, hoekom het ek hulle ondersteun? Want ek wil die beste vir hulle hê. So nou gaan ek terug, so na al my hoekoms, nou kan ek agterkom, okay, die prysuitdeling is 'n prioriteit om by te woon, want ek gaan celebrate my kind, die harde werk wat my kind ingesit het. Nou is daar 'n funksie wat opkom. Dis nie noodwendig my werk se funksie nie, dis net nog een van die baie eindjaar funksies. En dis nie eers een wat ek wil nie eintlik gaan nie, ek voel ek moet gaan. Nou vra ek vir myself, hoekom? Hoekom moet ek gaan? Nee, want anders gaan mense kwaad wees, ek nie daar was nie, of ek gaan dalk uitmis, want almal was daar. Dan is my motief nie reg nie. Dan is ek besig om nog iets op my te laai, wat nie nodig was nie. As ek dalk by 'n funksie, ek dink nou soos ons hardloopklub het 'n eindjaar funksie, en as ek vra, hoekom wil ek gaan? En ek kan antwoord en sê, want ek het hard gewerk hierdie jaar, ek wil dit vier. Ek wil vier wat ek ingesit het. Dan is die motief agter dit reg. Maar as ek sê, ek wil gaan, want ek is bang, ek mis uit, ek is bang, dit lyk sleg in ander se oë as ek nie daar is nie, dan is my motief nie reg nie. So ek wil jou aanmoedig met elke ding wat nou jou pad kruis, elke ding wat mooi lyk en goed lyk en met mooi intensies na jou toe kom, vra vir jouself die hele tyd die vraag, hoekom, tot jy by die wortel van dit uitkom. En dan kan jy sien, is dit regtig nodig om dit nou op my skimbord te laai? Dan, iets baie eenvoudigs. Kyk nou wat jy eet in die volgende 2 maande. So as jy die hele tyd takeaways bestel, want jy sien nie meer kans om kos te maak nie, dan voel jy jou liggaam met leë energie, jy voel al hoe meer depressief, jy voel slegter, jou lyf begin al hoe meer suiker te kry. So maak 'n punt en 'n prioriteit daarvan, om eerder 'n gesonde kosie te maak, om baie water te drink. Prioritiseer oefening, al is dit net 'n halfuur, moenie klein bietjie oefening miskyk nie. Vat die trappe in plaas van om die ysbak te vat. Stap so bietjie meer, gaan stap met jou gesin, val 'n vinnige draffie, of spring bietjie op die trampolien, spring in die swembad saam met jou kinders en swem 'n paar keer op en af. Die geringste bietjie oefening weet ons stel endorfine vry. So dis klein basiese liggaamlike goeders, maar hierdie liggaamlike goeders help ons. En dan prioritiseer die woord. En dan kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Wanneer ons ons lewe vul met die woord van God, dan is dit substance, nê? Dit is sterk, dit is volhoubaar, dit kom op in ons gedagtes in moeilike omstandighede. So kry daai reg. Vra die vraag hoekom, eet gesond, pak voor die tyd, die aand al kosblikke, moenie jaag in die oggend en vinnig net iets bestel nie. Prioritiseer hierdie dinge en sê nee. Sê in hierdie 2 maande nee vir goed wat ekstra op jou skimbord is, sodat jy nie teen Desember 'n uitgebrande broodjie is, 'n droë geroosterde broodjie nie. Want jy wil graag in Desember kom en jy wil kan sê, "Sjoe, Here, dankie vir hierdie jaar. Kyk u goedheid en u guns vir hierdie jaar. U was in elke seisoen gewees. U was in elke maand gewees." Jy wil nie by Desember kom en sê, "Ag, dankie tog, die jaar is verby nie." Julle, want jy weet nie of kry jy nog 'n jaar nie. Dit is 'n seëning om te kan lewe. Nou, daar's 10 dinge wat ek wil hê jy saam met my. Julle weet ons het nou op ons spieël die 8 goedjies geplak. Nou gaan jy nog 'n spieël moet gaan soek, né? Want ek hou daarvan om goeders visueel in my huis op te sit. So of dit op jou klerekas is of die spieël is, maar hier's 10 skrifgebaseerde dinge en ek gaan dit met julle deel ook. Wat jy elke dag vir die volgende 2 maande moet uitspreek. As jy dit nie uit jou kop uit ken nie, lees dit net elke dag. Save dit op jou foon sodat jy waarheid in jou lewe kan hê. Die eerste een, ek is 'n kind van God. Jy spreek dit oor jouself. Ek, Anneke Rigter, is 'n kind van God. So as ek dit sê, gebeur daar iets in my. Want Johannes 1 vers 12 sê, "Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo." Die tweede een, ek is deur God geliefd. Jy is nie ongeliefd nie. Jy is nie alleen nie. Want Jeremia 31 vers 3 sê, "Ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid." Dan, ek is sterk in die Here. Al voel ek swak, ek is sterk. Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Dan,
Ek is geseënd, nie vervloek nie. So die Here seën my, die Here is goed vir my. Jy kan selfs die seën van die Here, die liedjie oor jou speel in die kar op pad werk toe. En jy spreek dit uit oor jouself, want Numeri 6 vers 24 tot 25 sê, die Here sal jou seën en beskerm, die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Dan, ek is deur God uitverkies en vir 'n doel geskape, nê? Onthou julle ons het met die 8 goed ook gesê, ek is hierso om 'n verskil te maak in die lewe. Ek is hier met 'n doel. So al voel dit of die jaar op sy kop is, alles te veel raak, alles net na my toe kom en kom en kom. Ek is nog steeds in 'n doel en ek moet nog steeds my doel verwesenlik. En dit sê Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het. En dan baie belangrik, onthou, ons het nou leeg gemaak, nee? Ons het nou alles uitgepak en uitgepak en uitgepak uit ons harte uit. Ek is vergewe en ek is vrygemaak van skuld. Moenie in condemnation gaan sit nie, julle, dis waar die vyand ons wil hê. Jy is vry. Jy is vrygemaak van skuld. Jy is vrygemaak van sonde. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons oortredinge. So laat gaan dit wat verby is. Dit is verby, dis klaar. Jesus het 'n uitveer gevat en dit uitgevee. Daai skuldbrief staan nie meer tussen jou en hom nie. Hy het dit gaan vasspyker in die kruis. Jy het omgedraai van die verkeerde gedagtepatrone af. Jy het gekies om in hierdie 21 dae hom te soek, sy aangesig te soek, dinge te verander in jou lewe. Nou kan jy sê, ek's vrygemaak. Ek's vry van sonde. Dan, ek het vrede wat die bo verstand uitstyg. Ek het bo natuurlike vrede. Filippense 4 vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en gedagtes bewaar in Christus Jesus. So nee, ek het nie vrees nie. Ek het nie angs nie. Ek het mos nou gedeel met dit. Ek het dit uit my stapsak uitgepak. Ek het daai choopie wat afgeblaas het. Ek het daarna gekyk en daarom kan ek sê ek het die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek is nie alleen nie. God is altyd by my. So selfs al voel jy bitter alleen waar jy is. Die belofte is die Here is by jou. Joshua 1 vers 9, wees sterk en vol moed, moenie bang wees of skrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy gaan. Dan, ek dra die Heilige Gees binne in my. Julle nou, as ons dit begin lees en uitspreek oor onsself, gaan ons baie anders oor die lewe kyk. En ek sê dit oor myself, ek, Anneke Rigter, het die Heilige Gees in my. So wow, so dit beteken, ek is tot alles in staat, nee. Ek het lig in my, ek kan die Here se stem hoor, want hy's in my en deur my. Ek kan praat met lewe, wanneer ek praat. Ek hoef nie dood te spreek nie, want God se Gees is in my. 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie. So as die Heilige Gees in my woon, dan is ek mos nie veronderstel om 'n gebrande toastbroodjie te word nie. En dan, laastens, ek leef met hoop en 'n toekoms, om uit te sien na môre, nie te sê ek wens die jaar is verby nie, sien uit vir hierdie jaar, die laaste paar daggies van die jaar, daar's soveel opwindende ding wat kom, daar's soveel goedjies waar jy gaan vier, jy gaan die jaar vier wat jy hard gewerk het, jy gaan die jaar vier waar jy saam met mense in groepe was, saam met vriende, waar jy geoefen het, daar's soveel dinge wat hier aan die einde van die jaar is, wat vir ons soos laste begin voel, maar dit is, jy het hoop, jy het 'n toekoms, jy het lewe. Jeremia 29 vers 11, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms en 'n hoop gee. En ek los jou met daai laaste skrif, so ek gaan hierdie 10 dinge met julle deel. Maak dit vas in julle harte, print dit uit, plak dit oral waar jy kom, plak dit voor die yskas, elke keer as jy yskas toe gaan, om te lees, wat dit is 10 waarhede oor my lewe. En daai 10 waarhede gaan jou betyds uit daai toaster uithaal, sodat jy nie 'n gebrande broodjie word nie. So onthou, vra hoekom vir alles, soos 'n klein kindjie wat sê, maar hoekom? Vra dit in hierdie laaste paar weke, nê? En van die jaar. En dan eet gesond, oefen, staan vroeg op, wees voorbereid, kyk mooi hoe jy jou tyd spandeer en maak seker jy maak jou hart vol van die woord. Mag die Here julle seën en ons gesels môre weer verder.